groet jou in die naam van Jesus Christus, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Genade vir jou en vrede vir jou. Ons het 'n lied vir Pinkster en ons gaan hom vanaand vir die eerste keer saam sing. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot U eer. Ons vier vandag Hemelvaart en ek wil hê dat jy hierdie belydenis van geloof saam met my sal doen, deur hardop saam die woorde op die skerm te sê. Ek glo dat Jesus opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy weer sal kom. Vroeger in die jaar het ons redelik tyd spandeer aan die lydensgeskiedenis van ons Here Jesus Christus. En as ons daaraan dink, dan dink ons eintlik in terme ook van 'n grafiek wat afwaarts beweeg, soos wat die lyding vermeerder en sy dieptepunt vind in die woorde van Jesus aan die kruis: my God, waarom het U my verlaat? En dit is Paasfees en daar begin die grafiek met die opstanding van Jesus Christus, begin hy opgaan. Nou, ons vertel hierdie dinge van Jesus, sy lyding en sy pad van oorwinning, vertel ons jaar na jaar vir mekaar. Maar dis nie vreemd nie. Ek weet nie hoe is dit in julle familie nie, maar wanneer ons by mekaar kom, dan begin die kinders saamgesels en stories vertel van Tuka, van dinge wat ons saam beleef het. En interessant genoeg, ons word nooit moeg daarvoor nie. Elke keer is dit dalk dieselfde storie, net miskien van 'n ander kant af, maar ons bly opgewonde daaroor. En net so is dit binne in die familie van Jesus Christus, ons oudste broer, in die pad wat hy moes loop, en ook sy pad van oorwinning. En daarom is dit vir ons altyd 'n voorreg, om maar net weer daaroor mekaar te kan deel. So van familiestories gepraat. Wanneer ek en Annemarie die aand saam wou uitgaan, het ons dit nodig gehad met ons klompie kinders, om iemand te reël om by hulle te bly. Iemand wat ons dan nou soort van uitgesoek het, want ons wou hê dat die persoon wat by hulle bly, hulle mooi sal hanteer, dat die persoon in staat sal wees om hulle te troos, indien hulle sou hartseer wees, en vra waar is mamma en waar is pappa, hulle te herinner daaraan sê, en pappa en mamma kom regtig weer, en pappa en mamma kom nou weer. En as hulle sou sukkel met hulle huiswerk, dat daar iemand is wat hulle daarmee kan help. Of as hulle dan nou bed se kant toe staan en dan met gebid word, dat die persoon ook saam met hulle sal bid. Ek weet nie wat 'n mens so 'n persoon sou noem nie. 'n nanny, 'n au pair, 'n
kinderoppasser, wat ook al. Maar hoekom ek hier 'n naam soek, en dit is dit, dat presies dieselfde ding het gebeur, die aand voor Jesus Christus se kruisiging. Dat hy daar saam met sy disippels aan tafel sit, en dat hy so 'n soortgelyke gesprek met hulle het. En ek wil jy moet ietsie daarvan hoor. Wat 'n beloftes maak hy? Dink aan 'n ouer wat die kinders los by 'n oppasser. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. En dis in Johannes 14 vers 1. En dan lees ons verder in vers 16. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En julle hoor die ooreenkoms daar. Nou vriende, wat die Here Jesus Christus hier beloof het op Pinksterfees die waarheid geword, toe die Heilige Gees uitgestort is op die kerk. En hierdie fees is van die begin af deur die kerk van destyds elke jaar gevier. En die klem hiervan was soos met die eerste Pinkster, gebede, die werk van die Heilige Gees, geestelike groei, 'n nuwe toewyding, bekerings. Ook ons eie kerk het 'n stukkie geskiedenis. In 1860, toe het die NG Kerk gemeente in die Parel, die Strooidag Kerk soos wat ons dit vandag ken, het hulle 'n hele week rondom Pinkster afgesonder vir gebede, waarin hulle die Here gevra het, Here, gee vir ons nuwe lewe. Here, stuur vir ons u Gees, stuur u werk vir ons. En toe een aand gebeur dit, dat almal sit binne in die kerk, en hulle sien bo uit die dak uit, begin so sneeuvlokkies op hulle val. En daar kom 'n herlewing. Mense wat hulle lewens, hulle harte vir die Here gee. Mense wat sondes bely waarmee hulle al jare weggesteek het, of waarmee hulle gesukkel het. En daai herlewing het versprei dwars oor die hele land. En wat in die NG Kerk gebeur het oor jare, is die vrug van wat met daardie Pinkster plaasgevind het. Baie van julle wat nou hier sit en luister, sal onthou oor jare, hoe dat ons Pinksterdienste gehad het. As ek dink aan myself, ek was op 10-jarige ouderdom, het ek in 1955 self ook by so 'n Pinksterdiens my lewe en my hart vir die Here gegee. Ja, ek het geweet dat die Here vir my lief is, vanuit my doop uit. Maar ek wou ook graag net sê, Here, ek het u baie lief. En tot vandag toe onthou ek nog daardie Pinksterdienste. Ek voel nou nog teen my wang, my pa se grouwe baadjie. Ek ruik nog die motbolle, want daar waar ons gebly het in die winter, moes al die winterjasse moes nou uitkom, en dan ruik jy dit nou terwyl jy binne in die kerk sit. Wonderlike, kosbare herinnerings, wat rondom Pinkster plaasgevind het. Maar by die eerste Pinkster het daar iets gebeur. Daar was 'n talewonder, en ek noem dit 'n talewonder, omdat die Here tale gegee het vir die mense. Vir elkeen wat Jerusalem besoek het, kon in sy taal bedien word. En of hy Griek is, en of hy Egiptenaar is, en of hy Ethiopiër is, en of hy Arabier is, in sy taal is daar met hom gepraat en gedeel. Dit het die eerste kerk baie duidelik op 'n pad gestuur. En dit is van sendinggerigtheid. Dat die woord moes versprei, dat ander mense, ander tale en volke ook moes hoor wat het gebeur. Wie is die Here Jesus Christus? En dit is wat ook destyds gebeur het daar in die Parel. Daar het 'n nuwe, verdiepte begeerte gekom om die woord van God in Afrika uit te dra. En daar sendingstasies gebou en hospitale. En die wonder daarvan, en dit is dit, dat ons na al hierdie jare pluk ons die vrug daarvan. Ek wonder of jy weet dat die kontinent van Afrika is bekend daarvoor dat die kerk van Jesus Christus die vinnigste by ons groei. Die wat die stadigste is en die minste is Nieu-Seeland, Australië en Engeland, Europa. En daarom gebeur dit nou dat uit Afrika uit daar nou swart sendlinge teruggaan
om hulle te kan vertel van wie is Jesus Christus werklik. Maar ons moet ook vir mekaar sê, dat die vrug van hierdie sendingwerk, die vrug van Pinkster, word ook vandag gesien in ons land, op 'n wonderlike manier. Ons eerste swart staatspresident, meneer Mandela, was die vrug juis van 'n sendingskool in die Transkei. En hy was tot op die dag van sy dood, was hy 'n lidmaat van die Methodiste Kerk. En het hy alles gedoen in ons land om sendingskole te beskerm, die kosbaarheid daarvan. En hy was die man wat vir die wêreld gewys het wat dit beteken om te kan vergewe, soos wat Jesus Christus dit gedoen het. Jy weet, om wraak te neem is menslik, om te vergewe is goddelik. Ons sien ook die vrug in die tyd van nou. Ek wonder of ons regtig die hand van die Here elke dag raak sien. Hy gee vir ons 'n staatspresident. Hy gee vir ons 'n hoofregter. Hy gee vir ons 'n springbokkaptein. Manne wat nie huiwer daarvoor om hulle geloof in Jesus Christus uit te spreek nie. En as ek dit hoor, dan dink ek so aan die werk van die Heilige Gees. Hy is die wind, jy weet nie waar hy vandaan kom nie, en jy weet nie waartoe gaan hy nie. Maar hy doen sy werk. En ons kan hom nie keer nie. Maak nie saak wat my en jou vooroordeele is rondom hierdie saak en rondom sendingwerk nie. Die Heilige Gees doen wat daar gedoen moet word. En ek weet nie waar sou ek en jy vandag gewees het, as dit nie vir miljoene bruin en swart Christene in ons land is nie. En daarom met dankbaarheid ook vir dit wat uit Pinkster uit sou vloei na ons toe. Maar nou is Hemelvaart nie net bekend daarvoor dat die Heilige Gees na ons toe gekom het nie. Hemelvaart is ook die troonbestuiging van die Here Jesus Christus. Opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God. Dit is die regeerposisie. Nou hoe dit gebeur? En Johannes vertel vir ons iets daarvan uit Openbaring 5 en ek haal dit net aan. Hy staan daar en daar is hierdie boekrol met 7 seels en in hierdie boekrol is die geskiedenis en die planne van God vorentoe na die kruisdood van die Here Jesus Christus. En hulle kry niemand wat die boekrol kan oopmaak en die geskiedenis 'n werklikheid maak nie. God se planne nie. En Johannes is hartseer en dan sê die engel vir hom, nee, wag so 'n bietjie, kyk mooi. En toe hy kyk, toe sien hy die leeu van Juda. Hy sien die seun van Dawid, Jesus Christus sy verlosser, wat na vore kom en die boekrol neem uit die regterhand van God die Vader. En hy weet, dis sy regeer wat nou kom. Maar dit was ook die gewoonte, dat wanneer daar 'n nuwe koning op sy troon kom sit, het hy geskenke uitgedeel. En dis presies wat gebeur het. Hy gee nie net sy gees nie, maar saam met die gees, gee vir ons 'n klomp geskenke vir die kerk. Nou geef my vra, nou maar wat is daai geskenke? Hoekom weet ek nie daarvan nie? Ek het vir jou 'n verrassing. Jy weet, maar jy weet nie dat jy weet nie. En daarom gaan ons 'n wonderlike week hê, waarin ons hierdie geskenke gaan oopmaak, een vir een. En ek wil hê, dat jy nou saam met my hierdie geskenke lysie sal bely. Soos wat dit op die skerm staan. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons noem hierdie wonderlike partytjie wat in hierdie week vir ons wag, waar ons al die geskenke gaan oopmaak. Die fees van die Gees. Vader, maak die fees van die Gees 'n werklikheid in elkeen van ons se lewe. Amen.